Goed, net nog 'n paar definisies wat ons gebruik in wiskunde, wat voel soos laerskoolwerk of voel soos graad 8 werk. Maar dit is tog belangrik om hierdie konsepte en definisies net onder die knie te hê en maklik te weet waarvan ek praat as ek met hierdie goed werk. So, ken hierdie definisies, as jy hulle nie ken nie, skryf hulle neer en plak hulle teen jou kamermuur op. Jy moet te alle tye dit weet. Dat as ek praat van faktore of veelvoude of priemgetalle of priemfaktore, dan moet jy weet waarvan ek praat. Of jou juffrou in die klas of jou meneer in die klas. Hierdie is konsepte wat jy moet weet. Reg, faktore is al die getalle wat in 'n getal indeel. Ek gaan net herhaal. Faktore is al die getalle wat in 'n getal indeel. Byvoorbeeld, die faktore van 16 is al die getalle wat in 16 indeel. Soos 1, 2, 4, 8 en 16. Reg, die faktore van 16 is 1, 2, 4, 8 en 16. 1 maal 16, 2 maal 8 en 4 maal 4 gee vir my 16. Reg, dit is faktore. Die veelvoude van 16, reg, veelvoude se definisie is al die getalle waarin hierdie getal deel. Faktore is al die getalle wat in hierdie getal deel. En die veelvoude is al die getalle waarin hierdie getal deel. 'n Maklike definisie is dus die tafels van 'n getal. Veelvoude is die tafels van 'n getal. So, die veelvoude van 16, daar is oneindig baie, maar ek gaan vir jou die eerste paar neerskryf gou-gou, en van daar af gaan dit nog aan tot in die oneindigheid, reg. So, as ek tel in 16's, 16, 32, 48, 64, 80, dan kry ek die veelvoude van 16. Priemgetalle se definisie is, dis getalle met faktore, jy onthou nou wat is faktore, dis getalle met presies 2 faktore, 1 en homself, reg? Ek gaan net gou die definisie herhaal, dat jy dit kry. Priemgetalle is getalle met presies 2 faktore, 1 en homself. Dit bedoel, as ek net gou-gou vir jou deur die getalle, eerste paar getalle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan gaan. Die faktore van 1, dit bedoel getalle wat in 1 kan indeel, is net 1. Priemgetalle het 2 faktore, 1 en homself. Hierdie een het net 1 faktor, so dit is nie 'n priemgetal nie. Die faktore van 2 is 1 en 2. 1 en homself. So hy het 2 faktore en dit is 1 en homself. So dit is 'n priemgetal. Die faktore van 3 is 1 en 3. Dit is presies 2 faktore en dit is 1 en homself 3. Die faktore van 4 is 1. Die faktore van 4 is 1, 2 en 4. So hy het meer as 2 faktore, dan is hy nie 'n priemgetal nie. Die faktore van 5 is 1 en 5. So dit is 'n priemgetal. Die faktore van 6 is 1, 2, 3 en 6. Omdat hy 4 faktore het, nie 2 nie, is dit nou nie 'n priemgetal nie. Die faktore van 7 is 1 en 7. Hy het presies 2 faktore, 1 en homself. 8 het meer faktore, hy het ook 2 en 4. Die faktore van 9 is 1, 3 en 9, so hy het meer. Die faktore van 10 is 1, 2, 5 en 10. So dit gaan nie werk nie. En die faktore van 11 is net 1 en 11. Die faktore van 12 het ook in elk geval 2, 3, 4 en 6 in, so daar is baie meer.
Die faktore van 13 is 1 en 13 en die faktore van 14 is 1, 2, 7 en dan kan ek nou so aangaan. Die eerste 6 priemgetalle is dus 2, 3, 5, 7, 11 en 13. Die volgende een na 13 is, jy's reg, 17, dis nie 15 nie, reg. En dan daarna 19, 23. Dis goed om in elk geval ook ten minste tot hier by 33, 33 is nie 'n priemgetal nie, om ten minste tot hier by 37 toe, min of meer te weet watter getalle is die priemgetalle. Reg, dan priemfaktore. Priemfaktore is 'n ongelooflike belangrike definisie om te ken. Dit is iets wat jy gebruik in die hoofstuk oor eksponente. Daar is etlike ander areas in wiskunde waar jy dit ook gebruik. En dit is belangrik dat jy moet weet hoe om die priemfaktore te kry, waar om die priemfaktore te kry en hoe om dit vinnig te kry. Nou priemfaktore is faktore van 'n getal wat almal priem is. Die metode wat jy 10-1 in die laerskool geleer het, om priemfaktore sê nou maar van 200 te kry, is ek vat 200 en ek begin deel deur die priemgetalle. Jy begin altyd by die kleinste priemgetal en deel met 2, deel met 2, deel met 2, totdat jy nie meer kan nie, dan deel jy met 3. Jy deel met 3, jy deel met 3 totdat jy nie meer kan nie, dan deel jy met 5, dan deel jy met 7, 11, 13 ensovoort. Reg. Net so interessante klein dingetjie, as jy nie weet of 'n getal deur 3 kan deel of nie, daar's 'n maklike manier om te toets. Hierdie getal, as ek die 1 en die 2 en die 3 en die 6 en die 2 en die 1 by mekaar tel, ek sê 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 6 is 12, plus 2 is 14, plus 1 is 15. As ek al hierdie getalle by mekaar tel, dan gee dit vir my 15, wat deelbaar is deur 3, en dan is hierdie getal ook deelbaar deur 3. As ek 'n getal het, sê nou maar 1, 2, 3, 6, 2, 5, 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 6 is 12, plus 2 is 14, plus 5 is 19. As ek hierdie getalle almal by mekaar tel, dan gee dit vir my 19, en dit is nie deelbaar deur 3 nie, so hierdie getal is ook nie deelbaar deur 3 nie. Jy kan gerus 'n paartjies uittoets met behulp van jou sakrekenaar en 'n papier en pen, maar dit werk so, dis die deelbaarheid van 3, daar's 'n wiskundige reël. Reg, dit is nogals handig met hierdie metode. So ek gaan begin, priemfaktore gaan ek begin deur 2 te deel. So ek kan 200 deur 2 deel, dit gee vir my 100, en ek kan 100 ook weer deur 2 deel, dit gee vir my 50. Ek kan 50 deur 2 deel, dit gee vir my 25, en nou kan ek nie meer deur 2 deel nie, nou gaan ek na die volgende priemgetal toe wat 3 is. Maar 3 kan nie in 25 indeel nie, so ek gaan na die volgende priemgetal toe wat 5 is, en ek deel 25 gedeel deur 5 is 5, en dit kan weer deur 5 deel 5 gedeel deur 5 is, en sodra ek by 1 kom, dan stop dit. Dit sal altyd by 1 uitkom, tensy, nee, dit sal altyd by 1 uitkom, tensy jy nou 'n belaglike fout gemaak het, maar selfs al het jy 'n fout gemaak, behoort jy nog steeds by 1 uit te kom. Reg, en dan kan ek gaan skryf 200 se priemfaktore is 2 tot die mag 3 en 5 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 3 maal met 5 tot die mag 2. Hierdie sal jy dalk onthou van jou laerskool dae af. Nou wil ek gou vir jou ietsie wys op jou sakrekenaar. Hierdie meeste van julle wat in die skool is, as jy so 'n sakrekenaar het, dis presies dieselfde sakrekenaar as daai grys is. Hierdie model, die Casio FX82ZA+, hierdie model sakrekenaar is die enigste sakrekenaar wat ek van weet op die mark wat hierdie funksie in het. Laat hy kyk gou daar by sy definisie knoppiekies, daarsom.
sien julle daar in geel, die video wil nou nie mooi daar lees nie, maar daar in geel net bo daai knoppietjie staan daar fact. Reg? Nou daai fact verwys na priemfaktore. So ek kan op my sakrekenaar kan ek die priemfaktore gaan kry van enige getal deur die volgende te doen. Ek gaan sê nou maar 200, tik ek in. Dis baie belangrik, jy moet net eers druk is gelyk aan. Jy kan nie net 200 druk nie, dan werk dit nie. So ek druk 200 is gelyk aan. As jy sien, hy gee vir jou daar ook die 200. En dan gaan druk ek shift en ek druk daai fact knoppie daarso en dan gee hy vir my die getal in sy priemfaktore vorm. Jy weet 9, ek druk is gelyk aan shift fact is 3 kwadraat. Hy gaan gee hom vir jou in sy priemfaktore vorm. So hierdie sakrekenaar kan enige getal in priemfaktore vorm skryf, wat nogals handig is as jy hierdie sakrekenaar het. Ongelukkig, as jy die Sharp het, die Sharp doen dit nie. Die Sharp is in baie opsigte vir my 'n regtige oulike sakrekenaar, maar wat hierdie funksie betref en die feit dat mense hierdie formaat so baie gebruik in die hoërskool, stel ek voor dat mens met 'n Casio werk in die hoërskool en selfs op universiteit ook. En hierdie is regtig 'n oulike en 'n nuttige funksie van die Casio wat mens nie moet verbykyk as jy in elk geval 'n sakrekenaar koop nie. Reg, so dit is dan nou priemfaktore. 'n paar ander, so 2 ander klein definisietjies wat ek ook net vinnig na wil kyk, is as ek praat van 'n uitdrukking in wiskunde, dan bedoel ek, is wiskundige sin soos 3x plus 2, of soos x kwadraat minus y kwadraat, of soos 6x kwadraat plus 5x plus 6. 'n wiskundige sin, maar daar's nie 'n is gelyk aan teken nie. Die oomblik as ek 'n is gelyk aan teken sit in die uitdrukking, dan word dit 'n vergelyking. Dis ook handig om te weet en goed om te weet. As ek werk met 'n vergelyking, byvoorbeeld 3x plus 2 is gelyk aan 0, of x kwadraat is gelyk aan y kwadraat, wat dan nou x kwadraat minus y kwadraat is gelyk aan 0 is, of 6x kwadraat plus 5x is gelyk aan minus 6, wat ook 6x kwadraat plus 5x plus 6 is gelyk aan 0 is, kan wees. As ek praat van vergelykings en uitdrukkings, dan bedoel ek spesifiek vergelyking is 'n sin met 'n is gelyk aan teken en 'n uitdrukking is 'n sin sonder 'n is gelyk aan teken. En die rede hoekom dit belangrik is om die verskil te weet is, as jy met breuke werk wat jy vereenvoudig, as jy produkte en faktore doen, en jy werk met 'n uitdrukking wat jy se produkte kry of se faktore kry, dan werk daar so klein bietjie ander prosedures as wat jy sou doen met 'n vergelyking. So dit is maar net belangrik om die verskil te ken, en onder vergelykings val daar ook ongelykhede. Dit is 'n sin wat in plaas van 'n is gelyk aan teken het hy net 'n kleiner as of 'n groter as of 'n kleiner gelyk aan of groter gelyk aan. Die wiskundige prosedures vir ongelykhede werk baie soos vergelykings, en die vereenvoudiging van produkte, faktore, breuke werk so klein bietjie anders as mens met uitdrukkings werk as wat dit werk met vergelykings. So dis goed om te weet wat die verskil is, die verskil te ken, die definisie te ken. En as jy dit nie weet nie, skryf dit iewers neer waar jy dit gaan raak sien, plak dit op in jou kamer, skryf dit as jou WhatsApp status of enige iets sodat jy dit net kan onthou, want jy moet weet wat is 'n uitdrukking en wat is 'n vergelyking, sodat as ek daarna verwys, jy nie eers 2 keer dink nie, want jy weet baie goed wat is 'n uitdrukking en wat is 'n vergelyking. Jy moet baie goed weet wat is priemfaktore, wat is priemgetalle, wat is veelvoude, wat is faktore.
Reg, so leer hierdie goedjies, onthou dit. As ek vir jou 2 uur in die oggend wakker skud, moet jy vir my kan sê wat is die verskil tussen 'n uitdrukking en 'n vergelyking. As jy dit nie weet nie, gaan jy nooit suksesvol wees in wiskunde nie. Reg, so gaan leer hierdie goedjies en dan sien ek vir julle weer.